Right. Okay, ons werk met Romeine 9 vanaand en die beeld van die pottebakker en die klei wat julle nou almal gelees het. Ja, Ek gaan net byvoorbeeld sê dis 'n regtig 'n moeilike stukkie en dis my eerste keer dat ek aanbied dit so for what it's worth. Ehm so miskien is ek volgende keer beter daarmee. Okay. Right. Ons is nog steeds besig met hierdie boek. Ek wonder of julle hierdie prentjie kan onthou. Ehm As jy ooit 'n goeie boek wil lees, dan koop jy die ene oor Romeine. Um en die ou het 'n bekende artikel geskryf in die Harvard Theological Review. Ek het net so 'n prentjie gemaak van daai uh booklet oor Romeine 9. So ons gaan bietjie kyk na sy goed. Ek kan ook 'n link vir julle gee na daai artikel as jy dit wil lees. Ek dink dit is so 20 blaaie. Um wat actually baie pyk is. So ons gaan nou baie leeswerk doen en dan wil ek actually net gesels en ek wil hê julle moet inspraak lewer in wat julle dink en hoe julle die leesstuk geervaar het. Okay, nou sê ek gaan net 'n klomp aanhalings ook doen. Ek gaan ons die aanhalings discuss. Starting from the concept of divine patience in Romans 9:22. Weet jy of wie van julle dit raak gelees het? This article, nou hierdie artikel wat ek vir julle 'n link voor kan stuur, argues that Paul employs the potter clay metaphor not as often intended or interpreted, sorry, to defend God's right for arbitrary choice, but rather as an appeal to what Abraham Heschel, okay, jy hoef nie te weet wie hy is nie, ek kan nou sê wie hy is, called divine pathos. Okay, nou ek gaan nou verduidelik wat hy sê. The idea that God's choices are impacted by human actions. The potter clay imagery in Romans 9:20-23 thus serves to highlight the dynamic and improvisational way the God of Israel interacts with Israel. Wie is nou hierso? Ja. Um, The potter and clay imagery in Romans 9:20-23 thus serves to highlight the dynamic and improvisational way the God of Israel interacts with Israel and by extension all of creation. So wat hy hierso sê in 'n klomp Engelse woorde wat hy eintlik makliker kon gemaak het, is die volgende. Paulus gebruik 'n metafoor van 'n pottebakker en 'n klei in Romeine 9. Nou almal van julle weet, daai beeld is nie uniek aan Paulus in Romeine 9 nie, maar dit kom in Jesaja en Jeremia voor. Nou, Jeremia is 'n groot gedeelte waar die God vir Jeremia sê jy moet die huis van die pottebakker gaan besoek. Ek wil vir jou ietsie leer daar, iets baie interessant. En Paulus gebruik daai beeld. Hy het hierdie beeld opgemaak nie. Dis actually wat ek probeer sê. Hy het hierdie beeld opgemaak nie. Hy kry hierdie beeld uit Jesaja uit en uit Jeremia uit. En hy gebruik dit nie soos dit baie keer verduidelik is om God te defend dat God net kan doen wat hy wil nie. Met ander woorde, hy gebruik dit nie as 'n beeld om te sê God kan arbitrary choices doen. Arbitrary choices net jy kan net doen wat jy wil. Nee, maar eerder divine pathos. Nou daai beteken dat God doen nie net wat hy wil nie. God werk met mense. Met ander woorde, arbitrary choice beteken God het nou sê net hierdie en hierdie en hierdie persoon gekies en ander persone werk hy nie mee nie. Die pottebakker en klei beeld is eintlik om te bewys dat God nie randomly mense kies om mee te werk nie, maar hy kies met mense wat met hom wil werk. En ons gaan dit, want dit is 'n dis in kontras hoe hierdie deel baie keer behandel is. As jy die deel net so vinnig lees, wie van julle as jy net daai Romeine 9 net so vinnig lees, dan dink jy, "Oh my word, God kan net doen wat hy wil met mense." Dis hoe ja, dit met lekker. voorkom. Nee, maar nou vra ek vir jou, in alles wat ons geleer het die afgelope tyd, klink dit reg? En my antwoord is nee. God het nie net gedoen met Israel soos hy wil nie, of met die nasies soos hy wil nie. Hy het heeltyd hulle gewaarsku en met hulle gewerk en heeltyd sy hand uitgesteek om hulle te help. Nou, so hy het nie net arbitrary besluit op een dag, okay, ek gaan julle vernietig nie want ek is God nie. Nou, hy werk saam met hulle. En dit is
ons moet hierdie beeld van die potter en die kleibak, die pottebakker en die klei so verstaan. En ons gaan nou hierdie hele artikel wat jy nou kan kry as jy wil en baie gaan lees oor, verduidelik dit nou in detail. Ek gaan net raak aan sekere dele sodat jy 'n besluit kan neem of jy die artikel kan lees. Ek kan onmoontlik nie die Romeine 9 heeltemal vir jou verduidelik vanaand nie. Okay. Right, agtergrond. Nou, ons is nou hierso, klaar met hoofstuk 8. So Paulus het die eerste 8 hoofstukke geneem, dis nou van Romeine, om aan almal en veral Jode te wys dat hulle skuldig staan voor God. Met ander woorde, hulle is in dieselfde posisie as die heidene nasies. En dat hulle nie kan roem op die voordele wat hulle geniet het as Jode om in 'n regte verhouding met God te bly nie. Dis 'n belangrike punt vir Paulus, uiters belangrik. Hoekom? Want Paulus wil graag verduidelik hoekom God se geregtigheid, en ek gaan jou nou vra wat dit beteken. Dit is waarskynlik een van die belangrikste terme wat jy moet verstaan. Hoekom God se geregtigheid nie geaffekteer is deur die feit dat heidene nou deel van die kinders van God sonder om Jode te word nie. So heidene word nou deel van die kinders van God sonder dat hulle Jode word. So hulle hoef nie besny te word nie. Hulle hoef nie die tempel te besoek nie, maar hulle kan nog steeds kinders van God wees. En dat om in 'n regte verhouding met God te kom of te bly vir beide Jode en heidene op dieselfde neerkom, geloof. Nou, vir jou jy mag dit dalk nie weet nie, maar dit was 'n huge stumbling block vir die Jood. Huge stumbling block. Nou, dis om vir iemand wat sy hele lewe lank in die kerk is en alles doen wat daar vir hom gesê is en al die deernag gebeds goeders bywoon. Dis om vir so 'n persoon te sê dat die ou wat nou net hier langs jou ingekom het, né, hy kry dieselfde posisie in die kerk as jy. Think about that. Jy het gediaken en geouderling jou hele lewe lank, né? En nou is daar 'n ou wat gister tot bekering gekom het en nou kry hy dieselfde posisie langs jou. Dit is major irriterend vir baie mense, né? Maar dis presies wat hier gebeur het. Nou, so as jy byvoorbeeld dink daaroor, daar's 'n Ou Testamentiese boek wat dit die hamer op die kop slaan met dit. Dink maar gou wat 'n boek dit is. Okay, die gedeelte vanaf Romeine 9 tot 11 is dis die deel wat ons nou gaan behandel. Is uiters belangrik. Is Paulus se verduideliking hoe God getrou bly aan sy beloftes wat hy aan Israel en Juda gemaak het. Okay. In die lig van heidene wat nou gereken word as kinders van God sonder dat hulle Jode word. Proselytization beteken om ingelyf te word in 'n ander geloof in, soos in Judaïsme. Okay, nou hierso kom dit. Belangrik. Luther se lees van Romeine. Okay, wie kan vir my sê hoe het Martin Luther Romeine gelees? Wat was Martin Luther se lens om Romeine te verstaan? Martin Luther se lens was persoonlike redding. Ja. So Luther se lens van Romeine het daartoe gelei. Luther het Romeine gelees hoe 'n persoon tot bekering kan kom. Nee, hoe 'n persoon gered raak. En sy conclusion was nie deur goeie werke nie, maar deur geloof. Rupert, is jou radio aan? Nee, hoekom? Ek vra, daar's 'n feedback iewers. Dis right? Ek kan net weet. Okay, luister gou mooi. Luther se lens was wat? Hoe kan 'n sondaar hemel toe gaan of by God uitkom? En sy conclusion was deur geloof, nie deur werke nie. Nou as jy Romeine so lees of iemand se opinie oor Romeine lees wat aan Luther se lens kyk, dan gaan jy nooit hierdie hoofstuk 9 verstaan nie. Want daai lens gee vir jou bloot die volgende. Nou, dat God mense red bloot op sy soewereine uitverkiesing. Nou, met ander woorde, Luther se lens bring arbitrary choice. God sien die mensdom daar en dan kies hy sekere mense bloot op grond van hoe hy wil. Luther het ons groot gemaak met dit. Ja, miskien is van ons groot gemaak met dit, ja. Luther het nie verstaan dat die geregtigheid van God wat beteken nie. God se getrouheid aan homself en aan sy beloftes. Die geregtigheid van God beteken dat God is reg in wat hy doen, omdat hy nie jok nie en presies gaan doen wat hy gesê het.
dit gaan volhou. Hy jok nie, hy gaan al sy beloftes tot stand bring, né? Dis beteken God se geregtigheid. God se geregtigheid is nie hoe heilig hy is en ons kan dit nie kry nie en nou moet hy dit vir ons gee nie. Oh, okay. Okay, die Engels, dis nie die Engelse deel, so ons kan nie daai skip. Ek het net sy goed gekopie en dit oorvertaal in Afrikaans. Okay, dis dieselfde. After spending the first 8 chapters in Romans arguing that the uncircumcised are receiving the righteousness promised to Israel through the indwelling of the Holy Spirit, Paul begins in Romans 9 at pains to explain how this surprising development does not ultimately undermine the promises to Israel, but paradoxically and surprisingly represents God's continuous faithfulness to Israel, and by extension, the power and fidelity of Israel's God. Nou, hoor gou hierop. Luister gou die volgende. Die nuwe verbond wat die indwelling van die Heilige Gees is, né? Die besnydenis van die hart en sodat ons God se wil kan doen, is 'n belofte gemaak aan wie? Aan Israel en Juda, aan niemand anders nie. Jy kan die Ou Testament vrot gaan lees. Daai belofte is net aan hulle gemaak. Nou sê Paulus, raai gou wat? Daai belofte word vervul in heidenasies. En dan sal 'n Jood dadelik sy hand opsteek en sê, ou, ken jy nie die Ou Testament nie? Die belofte is aan ons gemaak, nie aan hulle nie. Hulle kan dit kry as hulle Jode word. So dis Paulus se teenstanders het gesê, die Gentile nasies, die heidene nasies kan die beloftes van God kry, maar raai wat? Dan moet 'n stukkie vel afgesny word. Yes. En hulle moet deel van ons groep word, dan kry hulle die beloftes, want God is righteous, hy kan nie jok nie. En hy het gesê sy beloftes is aan Israel en Juda. En Paulus spandeer die hele 11 hoofstukke, die hele eerste 11 hoofstukke van Romeine om dit te verduidelik. En hierso begin hy nou, hy het nou die hele 8 hoofstukke lank verduidelik hoekom albei op dieselfde wicket staan, skuldig. Of nie in regte, ek kan nie van die woord skuldig nie. Want almal was nie skuldig nie. Maar kom ons sê, nie in die regte verhouding met God nie. Nie in die regte verhouding nie. So nou kan God enigiemand in die regte verhouding met hom bring, as niemand is nie. Okay, right. Hierso begin ons. Kyk, ons lees net gou hierdie stukkie saam. I tell you the truth in Christ. Dit is Romeine 9 vanaf vers 9. Nee, vanaf vers 1. No. I tell you the truth in Christ, I'm not lying. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and continual grief in my heart. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen, dis nou sy Joodse vriende, according to the flesh. Met ander woorde, die wat in dieselfde groep as hy is, who are Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises. So wat behoort in hulle? And the promises, die beloftes. Of whom the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternal blessed God. Amen. Nou sê, vers 6, ek kan dit lees. But it's not that the word of God has taken no effect, for they are not all Israel who are Israel, nor are they all children, because they are the seed of Abraham. So Paulus redeneer dat God se woord en belofte steeds in vervulling kom. Maar ons moet net onthou dat in die Ou Testament self is dit duidelik dat almal wat nie fisiese kinders van Abraham, ek het daar swak gedik, dat almal wat fisiese kinders van Abraham is, nie noodwendig gereken kan word as die kinders wat die belofte ontvang het. So Paulus wil net sê, wat het behoort aan Israel? Die wet, die diens aan God en die beloftes, al daai goed behoort aan hom. Maar God se woord staan nog steeds vas. God se woord kom tot vervulling. Hoekom? Want nie elke ou wat 'n fisiese nageslag van Abraham is 'n kind van belofte nie, of het die belofte nie. So hy wil net die eerste punt maak, dat nie omdat jy 'n Jood is of 'n nageslag is van 'n Israeliet is die beloftes aan jou nie, of die vervulling van die beloftes aan jou nie.
maar net die wat kinders van Abraham is, of kinders soos Abraham, geloofskinders is. Ja. Dan sê, is there unrighteousness with God? Is God dan onregverdig? Nou, baie lang stukkie. Is there unrighteousness with God? Dan sê, certainly not. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. Nou, Paulus quoteer hierso uit, ek weet nie wat 'n versie is, maar dit is in Exodus. Net na Moses afgekom het van die berg af en die goue kalf daar gestaan. Toe sê God, raai wat? Ek gaan almal doodmaak. En toe tree Moses in vir die volk. En toe, onthou, wie van julle ken daai storie? Toe hy, lyk my vir 'n kom priesters het messe en swaarde en goed gevat en randomly 'n klomp mense doodgemaak. Nou, en dis waar daai versie vandaan kom. Hy sê, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So wat hy sê hierso is, as almal dan skuldig is van afgodsdiens, dan kan God mercy hê op enigiemand. So dis Paulus se argument. Hy wil net vir die Jood laat weet, luister, jy is nie reg voor God nie. Jy staan nie in regte verhouding met hom nie, want jy is skuldig. Hoe het Jode geweet? Net gou net 'n punt. Hoe het Jode in Jesus en Paulus se tyd geweet dat hulle is nie reg, hulle veronderstel was om te weet dat hulle nie reg staan in die regte verhouding of in die regte verbondsverhouding met God nie? Die feit dat hulle eintlik nog steeds in ballingskap was. Die groot kraks wat hulle gehad het is die feit dat die Romeinse ryk oor hulle geheers het. Dit beteken hulle was nie vry onder die heerskappy van God nie. So hulle was in ballingskap in hulle eie land. En om in ballingskap te wees beteken jy is onder die vloek van God. Jy is nie in die regte verhouding met God nie. En dis hoekom hulle uitgereik het na 'n Messias wat hulle sal red uit daai wat? 'n Messias wat hulle onder die Romeinse ryk red is 'n Messias wat die koninkryk bring. Dis 'n Messias wat hulle onder God se heerskappy sit. So hulle het geweet hulle is nie in regte verhouding met God nie. Daar's redding nodig. Okay. Maak dit God onregverdig nou dat heidene die beloftes ontvang en nie Israel nie. En Paulus quoteer uit die gedeelte net na die goue kalf en redeneer dat as alle mense in afgoderry beland het, is God vry om enige iemand genade te bewys. Nou hy bedoel nie die volgende nie. Luister gou mooi. Hy bedoel nie dat almal is nou skuldig in afgodsdiens, so nou kan God randomly vir 144,000 mense kies. Wat gaan hy nie ander gaan hy net afsaag met hom die titel. Wat hy bedoel is, God mag nou enigiemand kies of sy genade aan enigiemand bewys en raai gou wie is daai enigiemand? 'n Heiden. Ja. Dis nie dat God nou sommer randomly mense red en ander randomly mense doodmaak nie. God kan nou God is vry om enigiemand te kies. En raai gou wie kies hy? Hy kies heidene om hom te ken. Okay. So die gedeelte toets regtig die lens waarmee jy lees. As jy dink Romeine verduidelik hoe 'n mens tot redding kom, sal jy hierdie gedeelte op 'n sekere manier interpreteer. Met ander woorde, jy gaan dit interpreteer. Alle mense is verlore. Total depravity is die teologiese term daarvoor. Alle mense is verlore. God mag randomly enige iemand red soos hy wil. Niemand kan kla daaroor nie. Nou as jy nie die kat gemaak het nie, dan kan jy doen net wat jy wil, you're not to make it. Gaan nie help nie. En as jy die kat gemaak het, kan jy ook enigiets doen wat jy wil. Maar dan gaan jy dit maak. Nou, dis min of meer waarop dit kom. Dit is 'n bietjie kras, maar dis okay. Okay, great. Nou gaan ons gou 'n bietjie die artikel verduidelik dit nou baie goed, maar ons moet net gou hierdie ding nou draai in 'n rigting waar hy wil gaan. Nou kom ons lees vers 22, 23 en 24 is die pivotal versies in Romeine 9 om die teks te verstaan. Dan sê hy, what if God, wanting to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction, and that he might make known the riches of his glory on vessels of mercy, which he had prepared beforehand for glory,
even us whom he called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Nou wat Paulus doen hierso, hy is besig met die Griekse Ou Testament, Septuagint, en dan quoteer hy uit Jeremia 27:25 en in jou Bybel is dit 50:25. So hy twee die Griekse Bybel Ou Testament en die Masoretiese teks Ou Testament verskil. So wat hy doen is, en dan kap hy een stukkie af. Daai stukkie. Sien jy dit? Wonder of jy dit kan raak sien. Hy kap so 'n stukkie af van daai werkwoord. Okay, hy gaan 'n prefix remove en dan nou hierdie ou se artikel verduidelik dit baie goed. Dan bring daai endured woord. Daai endured woord kan dan op 'n ander manier ook geïnterpreteer word as produce. So dit kan ook lees, what if God, wanting to show his wrath and to make his power known, produced with much patience vessels of wrath prepared for destruction. Nou die ou redeneer, dit is 'n beter vertaling, want as jy terug na Jeremia toe gaan en die potter se huis, dan 'n ou wat potte maak of 'n pottebakker, hy produce iets. Hy endure nie die pot nie. Dink gou mooi daaraan. Hy kyk nie na die pot en endure wat die pot self doen nie. So hy sit hierdie pot op die wiel en dan sit hy terug en dan kyk hy wat die pot doen nie. Wat hy doen is hy produce 'n wissel. So dis 'n beter woord en dit maak 'n huge verskil. Nou, want God is aktief besig om met klei te werk of met sy volk te werk of met sy mense te werk. Dis baie belangrik. Okay. So hy sê so, understanding that produced with much patience is certainly more coherent with the context of the metaphor, as the potter is not idly awaiting a change in the clay, but actively and patiently involved. Nou dit is uiters belangrik, want Jeremia doen die volgende. Jy het nou nie dit gelees nie, ek sê gou vir julle vertel. God sê vir Jeremia, gaan na die huis van die potter toe, dan sê hy, dan kyk jy wat hy doen. Dan sien hy wat die potter doen. Hy sit die bal klei of die hoop klei op die tafel en dan draai hy 'n voorwerp, soos 'n bak of 'n vaas of whatever. Maar dan kan hy kry nie die bak gemaak nie. So hy probeer 'n bak, imagine probeer 'n puddingbakkie op die tafel draai. Jy kry dit nie gemaak nie. So jy probeer 'n pot of 'n bak met baie patience maak. Dan wat hy doen is later kan hy agterkom, hy kan dit nie meer doen nie. Hy kry dit reg en dan vat hy die klei en vrommel dit op en dan maak hy iets anders daarmee. En dan sit hy die klei en dan kry Jeremia die volgende boodskap aan die volk. Hy sê, weet wat? Die pottebakker kom en hy werk met die klei en hy probeer iets produce, maar die klei is nog nie hard nie. As hy die klei daar neersit en is nog nie in die oond gesit nie, dan is dit nog nie hard nie, dan kan hy nog iets anders maak met die klei. Toe gaan hy terug na Israel toe te sê, repent voor God. Julle is in 'n stadium waar julle nog nie hard gemaak is nie. God kan nog werk aan julle, kan julle nog buig en goeders. En dan luister hulle na hom nie, dan doen hulle eie ding. Dan sê God vir Jeremia, gaan na die pottebakker toe en koop 'n stuk pot wat klaar in die vuurherd was, wat klaar geset is, en dan gooi jy dit in die muur. En dan sê hy vir Israel, julle wou nie repent nie, julle wou nie God doen, julle gaan nou soos verhard word soos daai klei, en dan kan julle nie verander in iets anders nie. Dan is julle net reg vir een ding, en dit is vessels of wrath. 'n vessel of wrath is 'n vessel wat dan net gebruik word vir destruction. So dis hoekom produce with much patience belangrik is, want dis nie asof God net kyk na 'n stuk klei en dan besluit wat hy moet doen nie. God werk saam met die klei, as die klei saam met hom werk. Wie het al pottebakkery gedoen? Ek sien. Ingrid, jy al potte? Bietjie kleiwerk, nie pottebakwerk. Apparently is dit so dat jy het 'n idee wat jy wil bou op die tafel, maar 'n klei het apparently like a mind of its own. En dan kan jy agterkom, hierdie klei kan nie 'n puddingbak maak nie. Ek moet hom nou maar in 'n plat bak van die klei moet heeltemal oorgevou en oorgebrei word as jy daai ding wil doen. Jy sit die klei, jy kan agter die klei kan nie doen wat jy wil hê, jy moet doen nie, al probeer hy, en dan moet jy die klei
crash en dit oorwerk en dan oorbegin mee. Okay. Net gou die laaste stukkie hierso. Ons lees gou weer. What if God, wanting to show his wrath and make his power known, produced with much patience the vessels of wrath prepared for destruction? Dan sê hy ook, daai term, daai prepared is nou daai Griekse term, ek kan dit nie lees nie. This is critical for understanding of the passage. Rather than denoting predestination, this participle suggests the image of a potter remaking or fixing a vessel. Daai woord is dieselfde woord wat gebruik word as iemand sy vis se nette mend. As jy 'n visserman is en jy maak jou vis se nette reg. Nou. Okay, it's critical for understanding the passage. Rather than denoting predestination, this participle suggests the image of a potter remaking or fixing a vessel as part of the process of patiently working with stubborn clay. Whereas the instruments of verse 23, daai groen wat geonderstreep is, has been shaped in accordance with the original plan. The same cannot be said of verse 22. Met ander woorde, hy sê daar's twee goedes. Een, die prepared in hierdie gedeelte, ek gaan dit net gou vir julle merk. Hierdie prepared wat ek nou pink maak, daai is soos patiently mending 'n net. Nou, dis wat God met Israel gedoen het. Terwyl die prepared in die onderste deel, beforehand with glory, is 'n predestinated event. Met ander woorde, die stukkie wat hy dan sê, even as whom he called, not of the Jews only, but also of the Gentiles, is iets wat God vooraf beplan het. So hy sê, luister gou, vir sy luisteraar, God het nie met Israel arbitrie gewerk nie. Hy het saam met hulle probeer werk. Hulle gebuig en gewerk met hulle en hulle heeltyd gewaarsku deur profete en heeltyd vir hulle gehelp en goed, maar hulle was stubborn en hulle wou nie luister nie en het ander afgode dien. Maar die vessels of mercy wat God vooraf beplan het, is nie iets, hy het dit vooraf beplan. Dis ons Gentiles. Met ander woorde, Paulus sê hierso, die feit dat Gentiles tot bekering kom en ook Jode is God se vooraf bepaalde plan. So daar's iets wat nie vooraf bepaal was nie en dit is Israel se destruction, maar wat vooraf bepaal en beplan was, is die feit dat die nasies gaan inkom. So, hy is nog steeds besig om God se geregtigheid te verduidelik. God het vooraf besluit dat nasies gaan inkom. Maar hy het nie vooraf besluit of gedwing dat Israel in harde klei gaan verander nie. So, dis nou wat hierdie ou se lees daarvan is. A better representation of these concepts in the passage therefore looks something like this. Or does the potter not have a right over the clay to make from the same lump a vessel for honorable use and another for dishonorable? And if God produced with much patience vessels of wrath, reshaped for destruction, wishing to demonstrate his wrath and to make his power known, so that he might also make known the riches of his glory towards vessels of mercy, which he prepared beforehand for glory, us, whom he also called not only from Jews, but also from Gentiles. Okay. Ek kan niks verder daaroor sê nie. Ek gaan kyk of ons dit kan skep. Wat vir my interessant is, hoe Paulus in die begin assosieer met die Israeliet sy kind en hoe hy self sê dat sy hart is van die aard dat as hulle tot redding kom, is hy amper bereid om sy eie posisie op te gee. En dan nou daar in die laaste vers praat hy van as, sluit hy homself in met al twee. Heidense gereddes en Israeliete gereddes. Ja. Hy mag dalk 3 groepe in gedagte hê, Peer. Die wat deel van die kinders van God was en as gevolg van hulle verharding en as gevolg van hulle sonde nie meer sy kinders is nie. En dan uit hulle is daar 'n remnant, 'n groep wat gered is. Paulus sien homself as deel van hulle en dan ook die nasies wat ingekom het.
Verstaan jy? Hmm. Ek gaan net verder, ek gaan dit ook nie lees nie, want ek dink ek het dit genoem. Dan gaan hy oor. Ek gaan kyk watter versie ons is nou einde 24. Ja, dan gaan hy oor na 25 en hy doen iets baie interessant. Ons is amper klaar. So in hierdie gedeelte gebruik hy 'n stukkie uit Jeremia en dan ook uit Hosea. Nou is interessant, albei daai is profete wat vir Israel of die noordelike 10 stamme geprofeteer het. Nou Hosea vat hy baie interessant. Ek weet nie of julle Hosea se storie ken nie. Hosea, God het vir Hosea gesê om met is dit Gomer, te trou. Sy was 'n Ja. unfaithful prostituut. Ja. Ek weet nie of jy 'n faithful prostituut kry nie, maar sy was prostituut en unfaithful. Lag gaan nie dan. Nee, sy was unfaithful en sy was my prostituut ook. En God wou gehad het hy met trou met haar sodat sy lewe 'n boodskap kan wees vir die noordelike 10 stamme vir Israel. En dan het sy 2 kinders. Die een se naam is Not Petit. Hierso. Ja. Ek ken daar. Ruama. Not Petit. Dis haar eerste kind. Met ander woorde, God sê vir Israel, you are not petit. You are not my beloved. You are not loved. En dan haar volgende kind se naam is Luami. You are not my people. So wat sê hy vir Israel? Ja. En nou kom ons lees gou net gou vers. As he says, nou sê Paulus haal na die Hosea en hy sê, onthou wat Hosea sê. Hy sê, as he says also in Isaiah, I will call them my people who are not my people, and her beloved who was not beloved. And it shall come to pass in the place where it said to them, you are not my people, there they shall be called sons of the living God. Isaiah also cries out concerning Israel. Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, the remnant will be saved. Ek gaan nou res lees. Nou dit is in respons op die gedeelte in Hosea wat almal ken. En dis die volgende. Sy 2 kinders, een is not petit or not loved or not my beloved, en die ander is Lo-ami, not my people. So dis haar 2 kinders. Maar dan sê Hosea later, as jy dit nou gaan lees, I will call them my people who are not my people. Ek sal hulle roep wat nie my kinders is nie. Ek sal hulle my kinders noem. En ek sal die wat nie beloved is nie, sal ek, and her beloved who is not beloved. En wat interessant is, Paulus apply dit op Gentiles. Net die vorige versie. As jy nou weer terug gaan vers 24. Want vers 25 en 26 is 'n comment op vers 24. En vers 24 sê wat? Even us whom he called, not only of the Jews only, but also of the Gentiles. So daai Jode wat tot redding gekom het en die Gentiles, hulle is wie? Hulle is die groep wat hy call my people, who are not my people. Wie was nie God se people nie? Die heidene nasies. Wie was nie in sy liefde nie? Die heidene nasies. Wie word nou geroep as sy mense? Die heidene nasies. Julle verstaan dit, né? Okay, so hy sê daar, en dit is wat hy probeer verduidelik, hoekom God regverdig is. God is regverdig want hy het reeds lank terug vooruit beplan om 'n groep mense wat nie sy kinders is nie, sy kinders te noem. 'n Groep mense wat nie sy mense is, sy mense te noem. En 'n groep mense sy beloved wat nie sy beloved is nie. En dit was voor die tyd beplan. Okay, ons weet dit is nie. Miskien kan ons net gou dit lees. Many have flagged this passage as especially egregious example of arbitrary hermeneutics on Paul's part. Okay. Kom ons lees nie dit nie. Kom ons lees net die onderste deel. The surprising inclusion of Gentiles among vessels of mercy did not come out of nowhere. Instead, the imagery of God making vessels for this honorable use was already recalled Hosea's lament. This must lament, no? Lament, ja. That Israel was swallowed up. They are now in the nations
like a worthless vessel. Dis ook in Hosea. Okay, dis hoekom ek dit wil gelees het. As jy die res van Hosea lees, hy agterkom. Israel is they are swallowed up by the nation and they have become like a worthless vessel. En dis hoekom Paulus ook hierdie deel gebruik, want hy's terug by daai vessel. Vessel of mercy, vessels of wrath. And Jeremiah's declaration that recently exiled Joachim is dishonored like a useless vessel, for he is hurled out and cast into a land which he did not know. So daai konteks van Hosea en Jeremia gaan oor 'n wessel wat doen, wat verhard geraak het. Nou, wat God laat verhard het, omdat hy nie wil bekeer nie, en dan useless geraak het en weggegaan het. Okay, en dan sluit hy af met die laaste stukkie. What shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Why? Because they did not seek it by faith, as it were, by the works of the law, but as it were by the works of the law. For they stumbled at the stumbling stone, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone, a rock of offense, and whoever believes on him will not be put to shame. Okay. So wat hy sê hierso, daar's 'n belangrike punt in geskiedenis wat plaasgevind het, en dit is die koms van Jesus Christus. En die wat aan hom gegryp het, nou, het die geregtigheid wat God vir gehad het hulle om te ontvang. Maar die wat nie aan hulle gegryp het nie, né? Maar wil aanhou gryp aan wat is works of the law volgens Paulus? Wie kan dit onthou? Ja, goed onthou. Die uiterlike rituele gevolg. Ja, jy het die uiterlike rituele gevolg en gebank op wat? Ja. Op jou identiteit as 'n Jood. Dit is nie goeie werke nie, né? Dit is verkeerd. Ja. Dit is nie goeie werke nie. Baie belangrik. Niemand het gebank op goeie werke nie in die Ou of Nuwe Testament nie. Nie een fariseer nie. Maar op werke van die wet. Werke van die wet verwys na ek gaan staat maak op my Joodse status as kind van God. En dit is genoeg vir my. En hulle kon nie. Want soos ek vir julle sê, hulle is veronderstel om te weet dat hulle nie eens onder God se heerskappy is nie. Ek dink dit is al wat ek wil sê. Net gekyk hierso. Nee, ons hoef dit te doen nie. Ja. Okay, ek kan die artikel vir jou aanstuur. Dit is 'n lang lees. En I mean, it is actually 'n klein bietjie bo my 4 maak plek ook. Maar ek wil 'n belangrike beginpunt maak vir ons laaste 2 sessies wat voorkom. 1. God is regverdig, né? En dat hy presies gedoen het wat hy gesê het hy gaan doen. En dit is dat hy Israel en Juda gaan red. Solank ons net onthou dat Israel, om 'n Israeliet of om 'n kind van God te wees, is nie iemand wat 'n natuurlike afstammeling is nie, maar iemand wat geloof het. En dat dit wat met Israel gebeur het, is nie omdat God randomly gekies het of besluit het wat hy wil doen nie, maar omdat hulle aanhoudend in verharding geleef het. Het hy hulle in 'n pot. Nou, ek mag nou nie verklap wat Romeine 11 sê nie, maar as jy gaan 'n koneksie maak as ons daar is. Want hy sê daar, wat? Die verwerping van Israel lei tot die redding van die wêreld. So, die amazing ding van God is, dat maak nie saak wat mense doen nie, of groepe mense nie. God het 'n manier om dinge te laat plaasvind, wat nog steeds in sy wil is. 'n groep mense kan teen sy wil rebelleer. Die hele 10 stamme teen hom gerebelleer. Hulle is verhard, en hulle is verlore. Maar in hulle verlorenheid het God iets gedoen. Hy het 'n wessel of wrath opgerig. Nee. Hoekom? Wat het daai wessel of wrath gedoen? As ons nou later leer in Romeine 11, daai wessel of wrath het gelei tot die redding van die nasies. Ja. In hulle eie destruction. Okay, dis al wat ek wil sê vanaand. Jesus, goed. Ja, die beginpunt van dit alles is in elk geval, as hulle nie sou verhard nie en
die karakter van God deur hulle self uitgelewe. God se plan was altyd die nasies. Ja, altyd die nasies. Ja. So Ja. dis wat ek nie en dis waarmee ons begin het, Shaal. Jy het Ja. met dit begin. Die God se plan was altyd die nasie. So enige gedagte dat jy weet as jy nou Israeliet is dat jy nou spesiaal is of as jy nou nie 'n Israeliet is nie en jy dink ook dat iewers gaan 'n Israeliet 'n spesiale plek kry, is 'n gedagte weg van God se initiële intensie af. Ja. Dis net hoe dit is. Ja, die bottom line is, en dis Paulus se argument is, die eerste persoon wat God gekies het om alles mee reg te probeer maak, is nie eers 'n Israeliet nie. Sy naam is Abraham. Ja, En hy het hom gered uit afgoderry. ja, Né? ja. 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 Ja, nee. Ja, dit is die beeldspraak tot die potterbakker in klei. In die manier wat jy dit nou net openbaar en soveel meer in detail uit hierdie Bybelse skoliere uit is dis konsekwent, want die woord sê ook dan in Hebreërs vandag as jy sy stem hoor verhard nie jou hart nie. Ja. Ja. So die Ja. verharding van die hart en die feit dat jou hart moet sag raak is die verwerking van daardie klei en jy self verhard jou Ja. hart. Jy self wil hardgebak wees eerder as pliable as buigbaar en gebruikbaar. Ja. Dis En 'n dan ja, so rukkie terug ja, ek dink deur COVID. Toe ja, die proses ek nou spesifieke kosbare getuienis deur COVID vir my en my gesin, maar jy weet op 'n stadium koen ek 'n vrees dat soos jy nou sê God wil met jou werk, dat ons is deelnemende toeskouers. Ons neem deel en dan aanskou wat God gaan doen. ja. So we participating spectators. Jy kan nie doen niks nie. Jy doen ook, dis nie dat jy niks doen nie. Maar as dat God met jou werk en soos jy jouself toelaat om gewerk te word soos hierdie klei, aanskou jy wat God met jou en van jou doen. Ja. Dis 'n deelnemende. Jy's 'n deelnemende toeskouer om te sien hoe God vorm. Dis nog Apparently, ek het nou nie dit gaan opsoek nie. So een van julle kan dalk Anita kan ook daaroor comment miskien. Apparently want in as julle nou Romeine 9 raak gelees en julle van Farao ook gelees, né? Apparently is die eerste 5 pla staan daar dat Farao sy hart verhard het. Ja. En in die laaste 5 pla het God Farao se hart verhard. Dis korrek. So dit sê vir jou baie. Ja. Dat jy is die een wat die verharding doen en dan op die ou end het God besluit, maar hierdie stuk klei, maak nie saak hoe ek hom buig en draai nie, hy wil nie doen wat ek wil hê hy moet doen nie, dan sal ek hom laat vorm soos hy wil vorm en ek sal hom in die oond sit dat hy kan verhard. Sure. En dan is dit klaar. Ja. Interessant, donker jare gelede was ek in Stoke-on-Trent by Wedgwood, die fabriek. Okay. En hulle vat jou op 'n toer van die eerste klippe wat gemaal word en stene wat gemaal word, en goed wat gemaal word, totdat dit fyn poeier is en dan water wat bykom, totdat dit 'n leeragtige gevoel het. Oh, wow. Voordat hulle iets maak van dit. En die hoeveelheid keer wat daai van die klipvorm in die harde grond tot by 'n sagte leervormige ding, gaan dit deur hoeveel maalprosesse en sifprosesse en wasprosesse voordat hy leeragtig is. En dis fascinating actually om dit voor jou oë te sien gebeur. Ja. Hulle wys vir jou hoe word klei verwerk totdat hy bruikbaar is. En wat maak hulle daar? Hulle Wedgwood maak
beeldjies en dan maak hulle pottery. Jy weet, mes, ja. koppingsborde. Die hulle is huge. Ja, ek weet van Hulle hulle. is huge, hulle is huge. En dan, ja, jy gaan deur die hele proses. Hulle vat jou fisies deur die hele proses. Dat jy dit kan voed en aan dit kan vat. En it's fascinating dat as daai klei hield vir die maalproses en die sifproses, dan word hy bruikbaar. Anita? Ja, dit is vir my baie sad wat Anita sê, is dat jy kan deur al die male gaan en as jy kan op die draaitafel kom en dan kan jy nog steeds rebellious wees en jy kan nog steeds sukkel om jou in 'n ding in te vorm. Dit is 'n amazing ding wat ek het nog nooit so aan dit gedink. Dat jy saam met die klei werk. Dit is nou nogal 'n amazing beeld. Ek het 'n bietjie sal oor dink. Ja, want jy het eendag vir my genoem, Anita, van wat sy ou op Jordan se tafel. Ja, hulle het dit 'n bietjie anders genoem. Dit was 'n Joodse oom wat hy's 'n Jood homself wat spesialiseer of wat ook al 'n Joodse rabbi is. En hy sê volgens hom is die vertaling van die verharding van die hart dat die God nie sy hart verhard het nie, maar dat hy vir hom sy hart want uitgesê as mense begin doodgaan of siek raak om jou, dan is dit makliker om in te gee, maar God het sy hart vir hom die krag gegee om te doen wat in sy hart is, sy hart en daardie so as sy hart bent on evil is, al is die temptasies om hom en dit gaan sleg om dan nie in te gee nie, maar te persist in die evil, hy kan nog steeds kies op daardie stadium, maar God het vir hom al verhard sodat hy kan kies om sy hart te verhard as hy wil. Ja, ek dink dit is baie dieselfde. En weet wat, ek dink dis 'n tema reg deur die Bybel, want Paulus sê ook ons gee daai ou oor aan die duiwel, né? Vir die destruction van sy vlees, né? So daar is 'n deurslaggewende ding wat as jy aanhou in 'n rigting dwing, dan gaan God jou either oorgee in dit aan daai magte en kragte, of aan jouself, of jy laat verhard, of jy sê jou hart versterk, sodat jy in elk geval aanhou doen dit wat jy wil doen. Ja. Daar's hoeveel skrifte wat sê hy gee oor aan die drekgoorde in jou hart. Ja. Romeine begin met Romeine 1:26 wat sê daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, soos alles oorlegginge van die hart. En Hebreërs praat van God se woord, skerp as 'n tweesnydende swaard om skeiding te bring tussen siel en gees, murg en been, en om die diepste oorlegginge van die hart te toets. Ja. So God sny met sy waarheid, met sy woord sny reg in jou hart in. En eerstens gaan hy skeiding bring en vir jou sê goed op hierdie vlak, jy moet begin leer deur my woord wat is 'n geestesbesluit en wat is 'n vleeslik tussen siel en gees. 'n Sielebesluit en 'n geesbesluit. En dan gewrig en murg. So 'n ander betekenis, ek kan later daaroor praat, maar dan en dan beoordeel die diepste oorlegginge van ons harte. Dis God se woord. Ja. Nou dink aan die maalproses wat Anita daarvan praat en ja, as jy maar net toelaat om jouself die woord praat van die waterbad van die woord. As jy net toelaat dat God met sy swaard kan insny en jou kan was met die woord. Ja. Dan jy met hierdie pliable leeragtige klei kom. Want dis die pottebakker gebruik ook water om vorming te doen. Ja. En aan die beeld van die gees en dit is mos nou wonderlik, want dan sê hy verhard nie jou hart nie, maar luister en dan sê hy moenie die gees bedroef nie. Ja. Die gees gaan met jou praat, moenie jou hart verhard nie, in die gees nie, moet hom nie bedroef nie, moet hom nie verstoot nie en dan ultimately moet hom nie blus nie, né? Ja. Dis vir my baie encouraging om God se die konsekwentheid in die woord, dis wat ons sal en wat jy bedien is laat 'n ou oormaal en dink en dan kry jy net meer konsekwentheid. Ja. Ek sit en wonder baie keer dat as God lank gewerk het met 'n groep mense of met 'n ding en hulle wil nie luister nie, dan gebruik hy net ander mense. Dis die groot alarm wat afgaan.
as God jou roep of iets met jou lewe wil doen en jy's heeltyd teen dit, né? Dan laat hy jou daarin groei of verhard of wat ek al in waar jy nou is en hy's nie gesnoeker nie. Hy gebruik net iemand anders of hy gebruik net jou distraction as die vehikel vir iets anders. So hy was 'n gesnoeker toe Israel in ballingskap gaan en verlore is. Die ander ding is As 'n mens naby is, hy gebruik so 'n donkie. ja. Die ander ding is hy gooi jou ook daarom nie dadelik in die oond nie. Hy werk patiently met jou. Dis Ja, dit is 'n skrif sê ook make sure you are vessels of honor and not vessels of. Jy kan dalk dit klink nou ek hoop julle dink dis nou lastig, maar jy kan 'n peapot of wat ook al wees, dit vessels of honor of vessels of dishonor. So dit voel vir my jy kan nog kies. Jy kan met hierdie saamwerk. Solank jy nie 'n peapot in die hemel is, jy vir altyd nie. Dus ek dink so ja, vessels, jy sê, so make sure you are vessels of honor. Is dit ook in Romein of is dit in 'n ander een waar dit staan? So dit is nie in Romeine 9 gewees nie. Dit was in Romein. Ek dink is Korintiërs. Dit Korintiërs. Okay. Nee, ek is nou nie seker nie, maar as dit nou reg hanteer, laat ek net 'n oombliekie dink die adres kry. Ja, so Ja. as jy nou deur al daai maalprosesse is, moet nou nie 'n ding van dishonor raak nie, want dit is daai maalprosesse was erg genoeg. Baie dankie. Ja. Ons is klaar. Julle kan nog gesels julle, want ek gaan net gou die ding stop.